Ons lees die hoofstuk Die DNS van die liefde. Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lisette Marie. Fibonacci, 'n Italiaanse wiskundige wat in 1170 na Christus gebore is, het 'n reeks bekend as die Fibonacci-syfers ontwikkel. Hy het dit gebruik om die simmetrie van natuurverskynsels, byvoorbeeld 'n byekorf of 'n sonneblom se binnekant te verduidelik. Die broos-wit Nautilus skulp is een van die bekendste voorbeelde van hierdie reëlmatige wiskundige patroon. Die spiraal se kromming wat van die middel van die skulp af na buite uitwaier, volg die afmetings wat deur die Fibonacci-reeks uiteengesit word met noukeurige presisie. Wanneer jy 'n deurskyn wit Nautilus in jou hand hou, staan jy in verwondering oor God wat alles so haarfyn skep en in stand hou. Die Nautilus skulp se DNS is reeds in sy kern vasgelê. Daardie speldpuntgrootte swart kolletjie bepaal hoe hy gaan lyk en wat sy funksie gaan wees, en hoe groot hy gaan wees. 'n Skulp kan tog niks doen om iets aan homself te verander nie. Hy is wat hy is. 'n Mosselskulp is 'n mosselskulp. 'n eenvoudige, ronde Lonsina skulpie kan nie 'n flamboyante muntskulp word nie. Net so is elkeen van ons se DNS voor ons geboorte reeds in ons vasgelê. Ons geslag, persoonlikheid en ons gawes en voorkoms. Tog verskil ons van skulpe. Ons kan ons eie besluite neem. Ons is nie aan ons eie lot uitgelewer nie. Ons kan groei en ontwikkel tot veelkantige mense met baie fasette. En meer, tot die persoon wat God wil hê ons moet wees. Want in ons as Christene is ons Vader se DNS vasgelê. Die DNS van die liefde. Dit kan nie anders nie. Dit moet uitwaier in 'n lieflike patroon. Dis waarom Paulus in Filippense 1 vers 9 tot 10 so skryf: Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Wanneer ons kinders klein is ons geneig om net die opvallende, voor die hand liggende raak te sien. 'n Eiewillige 2-jarige se ma sal moedeloos sug: Moenie so hardkoppig soos jou oupa wees nie. 'n Ouma gloei: Kyk net daardie lang skraal vingertjies, pure pianis, nee, ouma se kind. Of sis is my sonskynkind, altyd aan die lag. Jou kind is uniek, 'n misterie, 'n Godgegewe geskenk. Maar met uitsprake soos bogenoemde plak ons etikette op ons kinders en pen ons hulle so vas. Verskraal ons hulle menswees. Daardie eiewillige 2-jarige is bes moontlik nie eers koppig nie en waarskynlik eerder besig om homself te ontdek. 'n Kind is nie net 'n pianis of 'n sonskynkind of 'n introvert nie. Sy voorkoms en persoonlikheid is die verweefde somtotaal van vele voorgeslagte. Onlangs lê ek in my kleinkind se kamer op dieselfde onderste stapelbedjie waarop my kinders jare gelede geslaap het. Ons twee bid dieselfde gebede en praat dieselfde slaaptydprate. Toe my oë aan die skemerdonkerte gewoond raak, sien ek een van my kinders se naam, in skewe stokkiesletters uitgegraveer op die poot bokant my. Ek word weemoedig by die gedagte dat my kinders op hierdie einste bed gelê het. Hier het hulle kleintyd drome gedroom. Die uitgekrapte naam op die houtpoot sê iets van: Ek was hier, hierdie bed is myne. Dit vertel van 'n tyd toe die seentjie met hierdie naam nog moes uitwerk wie hy is. 'n Tyd toe hy voel aan sy lewensstorie begin skryf het. Met sy naam as bekende, vertroude vashouplek, die unieke stempel van sy menswees. Ek dink aan Jesaja 43 vers 1. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En ook Jesaja 49 vers 16. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. En ek besef weer,
God se liefde is die een vaste gegewe, 'n Fibonacci-patroon, sy onuitwisbare DNS-inskripsie in ons elkeen se lewe. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.